Jy weet, 'n mens moet besef dat die werk van die Heilige Gees, of die Heilige Gees, daar's 'n sisteem. As jy in Handelinge kyk, daar is definitief 'n ontvangs van die Heilige Gees. Wat ek bedoel by dit is, onder ontvangs kan jy 'n paar dinge verstaan. Die een is, jy kom tot bekering. Dit beteken, jy neem Jesus aan as jou verlosser, dan het jy die Heilige Gees. Want hy werk in jou die wedergeboorte. Hy's dan in jou. Die Heilige Gees is in jou. Maar, dan, in Handelinge 8, sien jy duidelik dat die apostels, jy weet, hulle was, ek wil amper sê, die naaste aan die volheidsbesef as wat 'n mens ooit kan wees. Paulus het 'n openbaring gehad van hierdie waarhede. En ons sien dat ons al hoe meer terugkom na die waarhede toe. En ons dink baie keer ons het slim geraak, slimmer as Paulus, slimmer as Johannes, slimmer as al die ouens, en ons weet nou beter oor die Heilige Gees. Nee, jou dwaas. As jy dit dink, Paulus skryf 2/3 van die Nuwe Testament, van die Nuwe Verbond. Hy het 'n openbaring gehad. En as ons net daai openbaring kan hê. Maar in elk geval, kom ons kom terug. Handelinge 8. Hierdie ouens aanvaar vir Jesus as hulle verlosser. Hulle hoor die woord oor Jesus Christus, gesterf, gekruisig, begrawe en opgestaan vir hulle. Nou, in Handelinge 8, as jy nou mooi dit sien, dan sien jy, ons kan nie hierdie goed bypass nie. Ons kan nie kortpad vat nie. Soos in 'n spel, in sokker, netbal, rugby, wat ook al. Daar's sekere reëls, jy kan nie van die buitekant af inkom en iets doen op die veld nie. Jy kan nie inhardloop nie. Jy moet saam met die mense geleer word, saam met die span geoefen het. Daar's reëls. En so is al die dinge in ons staat, in ons paaie departement, in alle departemente is daar reëls. Nou, God, die Heilige Gees, kom wys vir ons hoe, hy is ons leraar. Nou, in Handelinge 8, sien ons hierdie mense kom tot bekering. Laat ek hom hier kry, laat ek hom vir jou lees. Jy sal duidelik sien, hierdie ouens in Handelinge 8, hy sê, vers 5, en Filippus het afgekom in 'n stad, en Christus aan hulle verkondig. Goed, hy het Christus aan hulle verkondig. Vers 8, en daar was groot blydskap in daardie stad. En dan, vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. So, hulle het gehoor, hulle het geglo, hulle is gedoop in water. Nou as jy in Handelinge 8 kyk, Filippus, die Ethiopiër, Filippus en die hofdienaar, dan sê hierdie hofdienaar, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? Dan sê Filippus vir my, antwoord hom. Hy sê, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof, vers 37. So hierdie ouens het geglo, en daarom is hulle gedoop. Vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God, en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Nou kyk nou, Filippus het aan hulle die evangelie verkondig. Maar nou, in vers 14, en toe die apostels in Jerusalem hoor, dis 'n entjie daarvandaan,
toe hulle hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle toe gestuur. Hoekom? Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand geval nie. So, hulle het nie kom bid dat hulle die Heilige Gees in hulle kan ontvang nie, maar het kom bid dat die Heilige Gees op hulle sou kom. Want Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op jou kom, oor jou kom, dan sal jy my getuie wees. Jy sien, jy neem Jesus aan as jou verlosser. Dit is wonderlik, jy het die wedergeboorte, jy het hom in jou. Nou, moet die Heilige Gees op jou kom. Dit is wat Handeling 1 praat van die belofte van die Vader. Daardie doping met die Heilige Gees. Liewe broer, suster, hierdie is die proses. Jy kan nie hierdie goed bypas nie, omdat jou kerk nie so sê nie. Nee, jy moet gaan en sê, Here, wat sê u? Nou hier is Handeling 8 vir jou perfekte voorbeeld. Ouens het Jesus aanvaar as hulle verlosser en die Heilige Gees laat Lukas hierdie goed weer neerskryf. Hy was 'n dokter, hy skryf neer. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit met hierdie ouens gewerk het. Nou, bid hulle vir hulle, dat die Heilige Gees op hulle mag kom. Want die Heilige Gees, vers 16, het toe nog op niemand van hulle geval nie, oor hulle gekom nie. Jy sien, hulle die Heilige Gees ontvang, maar die Heilige Gees moes toe nog oor hulle kom. Dis dieselfde as in Johannes 20. In Johannes 20, Jesus het opgestaan uit die dood uit. En toe kom hy by die disippels, Johannes 20, en hy blaas op hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Dan, aan die einde van Jesus op die aarde, net voor hy opvaar, sê hy vir hulle, gaan wag nou in Jerusalem vir die belofte van die Vader. Gaan wag in Jerusalem. Vir wat moes hulle wag? Vir die belofte van die Vader. Wat was die belofte van die Vader? Die doping met die Heilige Gees. Hierdie selfde disippels gaan wag toe eers. Dis in, ek dink Lukas 24, laat ek net kyk. Markus, Lukas. Ja, Lukas 24, vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jy weet, ek sien ouens wat lering aan mense bring. Dan sê hulle, hierdie is 'n Bybelskool, maar hulle leer hulle nooit van doping met die Heilige Gees nie. Miskien bekering na Jesus toe. Maar hierdie ouens het vir hoeveel jaar teologie studeer. En as jy hulle vra, wat sê die Bybel oor die doping met die Heilige Gees? Dan weet hulle nie, want in hulle gemeente is dit ook sigbaar. Daar's nie krag om 'n getuie te wees nie. Jy sien, hierdie goed is belangrik, man. So belangrik. So, bekering na Jesus toe. Dan, doop in water. Doop met die Heilige Gees. En daar gaan jy. Vervulling met die Heilige Gees. En nou begin hierdie, of is dit 'n deel van die journey van die Here. Jy saam met Jesus, deur die Heilige Gees as 'n persoon by jou. Lees Handelinge 19. Jy sien Paulus kom by daai ouens, hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle sê, ons weet nie eens van die Heilige Gees nie. Ek praat weer met jou.